Ja, goeienaand almal. Kom ons begin solank. Ons is nou baie min wat op is op die oomblik. Ek weet nie waar is die res van die mense nie. Maar kom ons begin. Julle ons tyd is nou maar beperk, so ons moet dit respekteer ook by mekaar. Ons tyd, maar ek rekord dan ook die sessie sodat ons as jy na die tyd die wat nie teenwoordig was of die hele tyd hier was nie, kan dan na die tyd ook luister na die sessies. Alright, so sommer so vir 'n begin, weet ek ken julle almal nou, maar julle ken nie mekaar nie. So ons begin sommer by Karel en Aiden. Sê sommer net wie julle is en waar julle is en net so kortliks sommer net wat julle doen en begin sommer net so asseblief. Ja, ons het eintlik van Stilbaai, maar op die oomblik sit ons in Pretoria. Ons kuier hier by my ouers. Ek is die pastoor by die Baptiste Kerk in Stilbaai. Ek het 100 jaar terug 1 jaar Hebreëus gedoen en dit nie veel beteken nie. En my seun Aiden sit hier langs my. Hy is 14 en hy moet nou as 'n Engelse persoon Hebreëus en Afrikaans leer. My apologies. I'll try to weigh in some English here and there. All right. Nee, dis okay, ek sal hom subtitles gee. All right. So Aiden is wonderful to have you as well here as well. I hope you also enjoy it. And please, if you don't understand anything, please ask me or your father. Then we can just I will try to help you. All right. So the classes will be mostly in Afrikaans, but they will be English. As we progress, I will start using more English terms because it's just easier to explain the language, studying a language to use so the Afrikaans terms are not that common or useful. So the terms will be more English later on as we progress with the lessons. All right, Willem, vertel ons bietjie waar is jy, wie is jy ensovoorts. Nou, Dominee, ek is hier in Lensburg. Ken Dominee nog van die tyd wat Dominee hier was. En ek is ook nog besig met my verdere studies. En ek ken al so die basiese goedjies van die Hebreëus, maar dit is ongelooflik interessant, so ek wil nog dieper in dit gaan. All right, dankie Willem. Dis lekker om jou weer te hoor en jou te sien. So ek's great dat jy hier is. Alright, so kom ons begin. Ons moet nou nog eintlik hier kort nog 3 ander mense of 4 ander mense. So ons klas is eintlik al met 7 studente wees eintlik al vir die klas. Dit is eintlik wonderlik, maar ek weet nie waar is almal nou vanaand nie. So ek weet nie of almal is bietjie skaam dalk of is dalk besig of ek weet nie wat nie, maar dis net maar so. Alright, so omdat nou ons hierdie klas of hierdie wat soms nou maar noem hierdie kursus wat ons maar doen is eintlik op 'n half maar net 'n baie basiese beginners tipe vlak, rustige vlak. So ook weer eens ek maar sê baie keer as daar 'n week is wat ek dalk nie kan gee nie, dan skiep ons daai week. Maar ook as daar 'n week is wat jy dalk nou besig is, een van julle en julle kan nie bywoon nie, dan is dit reg so nie. So ons kyk jy maar net na die tyd na die video. So ek sal probeer die video ook met julle deel. Ek sal dit op YouTube laai en dan so deel met julle. Alright, soos ek gesê het, ons gaan baie basies begin met die Hebreëus. So van julle het al 'n bietjie kennis van Hebreëus. So you have a basic understanding of Hebrew, so of biblical Hebrew. So but we're going to start at the beginning again. So remember wanneer ons 'n taal leer, moet ons maar die fondasie heeltyd reg lê. So ek gaan nou en dan sketse teken om net half te verduidelik wat ek daarmee bedoel. Alright, so as jy ek sê altyd kom ek sê sommer wie's ek net, julle weet mos nou wie's ek sê nie, maar ek is 'n predikant. Ek gee al vir 4 jaar aanlyn klas by Universiteit van die Vrystaat vir die 2de en 3de jaar Hebreëus studente. As student self was ek 'n tutor gewees ensovoorts. En ek het my meestersgraad in Hebreëus, ek wag nog net vir die uitslae, maar ek moet nou die uitslae kry enige tyd nou. Ek moes dit al laasweek gekry het. Ek het daar's iets fout met die universiteit se goeders, maar ek behoort hierdie week of volgende week dit te hoor. En dan miskien sal ek aangaan met my verdere studies as ek klaar is met die meestersgraad, maar sommer kyk, so anyway, so ek het so 'n bietjie agtergrond, nie dat ek nou alles weet nie, maar dis so 'n bietjie van waar ek vandaan kom. Hier kom dan die sona nou, ek wil dit daar laat in toelaat. Alright, so as ons 'n taal leer, is dit soos om 'n gebou te bou. So waar begin mens as mens 'n gebou bou? This is an obvious question. Where do we start when you start building a building? Anyone? As jy 'n gebou wil bou, waar begin mens? The bottom, the base.
The foundation. Foundation, yes. Thank you, Aiden. All right, so you start with the foundation. All right. So, and then you go layer for layer of building bricks. And sorry, my sketches are not that good. But I think you get understanding there. So, wanneer jy 'n taal begin leer, begin jy by die fondasie en jy gaan volgende stap, volgende stap, volgende stap. Alright, so as jy met 'n taal begin, die belangrikste is veral met iets soos Hebreëus wat 'n ander tipe alfabet as ons gebruik, dan begin jy by die alfabet. So the alphabet is very important to start learning. The alphabet and then some basic vocabulary, so basiese woordeskat is belangrik en dan sinne, baie eenvoudige sinne. Alright, so Hebreëus kan baie kompleks raak. Dit is 'n komplekse taal. Enige taal is kompleks. Maar ons begin by die basiese goed. So moenie oorweldig voel deur al die verskillende goed nie. Ons gaan nie te rof ingaan nou in die begin nie. Ons begin met die basics. En van die lesse, julle sal sien ek het nou so 'n paar goed uitgestuur vir julle. Die ding is nog nie klaar nie. Ek sal die syllabus of die ding nog klaar maak met al die lesse dat julle die hele dokument het, maar nou vir nou begin ons by die alfabet. En al gaan ons die eerste week, 2, 3 weke net alfabet leer, is dit reg so. Want dit is belangrik dat ons die fondasie reg het. As ons leer met begin met 'n taal. Alright, so ons gaan begin met die alfabet en ook obviously julle kry nie punte nie. Dis nou nie 'n ding waar jy 'n graad gaan kry vir of iets nie, maar ek gaan ook vir julle huiswerk gee nou en dan. En dan sal dit nice wees as julle kan dit maar net doen, jy weet. Jy gaan nou nie punte kry noodwendig of moet 'n toets deurslaag nie, maar ek gaan vir julle goed stuur wat julle moet doen, wat dit gaan julle help. Nou op die ouene vandag, ek wil hê hierdie klasse moet julle lekker wees. So julle moenie net voel is nou iets later, dis te moeilik of jy mos jou tyd of so nie. As jy jou deel bring, gaan jy dit geniet. En dan gaan dit al hoe meer sin maak vir jou. Onthou die belangrikste, en ek gaan nou begin, ek gaan ons gebed ook net doen. Hoekom wil ons dit doen? Want ons wil meer leer van God se woord. We want to learn more about God's word and the Old Testament in specific terms. We'll do some New Testament as well for the Aramaic parts of Jesus. Maar ons wil God se woord meer beter leer ken. En ons wil ons verhouding met God ook dan nou daardeur verbeter. Daarom kan ons Hebreëus leer om dan bietjie meer daarvan te verstaan. Alright, so kom ek gaan net ons 'n gebed doen en dan kom ons bid in saam. Ons Here Jesus Christus, baie dankie dat ons as vriende sommer net so saam kan kom, Here, en sommer net so bietjie meer leer van Bybelse Hebreëus om op die ou einde ook meer te leer van U, Here, van U woord en dat ons meer tyd wil spandeer met U woord, Here. Here, mag U hierdie hele tydperk wat ons saam spandeer ook vir ons seën, Here, en mag dit vir ons elkeen tot groot waarde wees. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Alright, so kom ons begin met 'n paar basiese goed. So van die goed gaan ons herhaal in die klasse. So ek wil ook noem, ons gaan nie leer per se om Hebreëus te praat nie, né? Dis 'n ander ballgame op sy eie. So ons gaan leer om woorde te kan ons moet kan uitspreek, so ons moet die uitspraak leer, maar ons moet leer om woorde te verstaan, te lees, te interpreteer en dan te vertaal. So dis eintlik die belangrikste van nou. Maar ons gaan as deel van dit moet ons ook leer bietjie om te praat ook met mekaar daarvan. Alright. So hierso het ek so 'n paar basiese Hebreëse groete wat mense wat Hebreëus praat, Jode of hoe ook al, mekaar sou sekere woorde of frases wat hulle gereeld vir mekaar sal sê. En soos lekker, en ek wil hê dat julle reg moet deelneem in die gesprek. So ek gaan julle vra, doen jy ietsie of lees jy ietsie voor? Alright, so ek wil sommer vra, alright, kom ons begin sommer by die eerste woord. Eerste frase. Alright, Willem. Dis 'n maklike een. Shalom. Dit is Shalom. Alright, baie goed. Shalom. Alright, so jy sal sien hieronder, kom ons verduidelik wat hier aangaan. Ons hierso is die basiese Hebreëus of hoe mens dit moet sê, dan hier is die Hebreëus self en hier is meer die fonetiese uitspraak. So foneties beteken die presiese manier hoe ons dit min of meer moet uitspreek. Ons sal later uitkom by dit als. Alright. Onthou nou Hebreëus vir julle wat nou dalk nie weet nie. Hebreëus bestaan uit konsonante en vokale. Okay, ons sal later ons gaan nou 'n bietjie meer daaroor praat, maar kom ons praat net oor die eerste woordjie. Alright, so die eerste woordjie Shalom. Onthou ons lees van regs na links. Alright.
So hier begin ons met die eerste letter en ons gaan later, ek weet is nou julle ken nog nie van julle ken nog nie konsonante nie, so don't worry about that. Ons lees net die eerste woordjie. Okay, Shalom. Alright, so Shalom is 'n baie wye woord in die terme, dit is 'n baie ryk woord. Hy beteken baie woorde. Alright, so Shalom sê mense sal baie keer vertaal as vrede. Dit kan ook beteken voorspoed. So daar's eintlik baie verskillende woorde wat dit kan beteken. Voorspoed, om te floreer of te flourish. So dit beteken dis 'n baie ryk woord, maar Jode sal dit gebruik om mekaar te groet, om te sê vrede vir jou, né? Jesus in die Nuwe Testament, nou hy het Aramees gepraat, ons sal 'n bietjie nou daaroor praat. Aramees is verwant aan Hebreëus. Dit is nie Hebreëus nie, maar verwant aan Hebreëus. So as hulle mekaar groet, sê hulle vrede vir mekaar, né? Hulle sê Shalom Lechem, vrede vir jou. Le is aan en gem is dan vir julle. Nou vrede vir julle. Alright, Shalom. Alright, so ons sê daar Shalom. Alright. Dan in die oggend as mens opstaan en jy groet jou vrou of jou man, dan sê jy die volgende. Alright, Aiden. Ons sit gou jou mic aan, Aiden. Please turn on your mic and please try to pronounce this word here. Right, very easy. Boker tov. Boker tov, very good. Very good. That's very good. Right. Boker tov. Yes, Boker tov. Alright, so Boker tov. Alright, so Boker means morning. And the word tov means good. Good or, a good morning. Alright, so the first word here is Boker. Don't worry about it. I know you don't know the consonants now. It means Boker tov. So Boker tov. In the morning you will greet your father or your mother and say Boker tov. Alright. So that's like a greeting then when you greet someone, like good morning. Alright. Alright, so that's Boker tov. Alright, let's go on to the next one. Alright, so vanaand is dis obviously aand nou. Dan sê ons Erev tov. Alright? Erev tov. So Erev tov. Erev means evening of aand. En dan het ons daai selfde woordjie weer, tov, which means good. Good evening. Alright. Then we have the last word. Alright. Wie is op die Samsung? Ek sien net 'n Samsung. Ek weet nie wie se naam is dit nie. Of wie is dit nie? Wil jy dalk vir ons unmute en dalk vir ons gou lees hierso? Ekskuus, ek weet nie wie is hierdie persoon nie. Iemand met 'n Samsung SM-A23. Hi Mias, ek dink jy praat met Ella. Ek het nou nie my goed ingegee nie. Ek het hier nommer 99. My sein is bietjie swak, so ek het bietjie gesukkel om in te kom. Skus vir daai ene. Nee, is reg, geen probleem Ella. Kan jy op jou foon lees of nie? Of is dit klein vir jou? Ek gaan gou kyk. Mazal tov. Mazel tov. Alright. Mazal tov. Mazal tov. Good. Mazal tov. Alright, so so hierdie woord is baie keer in stories dalk of in flieks wat hulle vir mekaar sê mazel tov. Again, mazel means something like dit beteken iets soos goeie tov is good. Again, the same word that we had now for this is the first time we've seen this word. Tov, en mazel beteken like good luck of congratulations. Alright, so goeie geluk. So baie keer sal die Jode vir mekaar sê as iemand trou of iets gebeur, is 'n fees wat hulle vier, sê hulle mazel tov. Maar ons sien heeltyd die herhaling van tov, tov, tov. Alright, so dis 'n adjective wat beteken goed of baie goed. Alright, mazel tov. Alright, so nou het ons geleer en ons gaan dit weer elke aand doen of meeste aande gaan ons weer hierdie groetvorm begin. Want ek wil hê dat julle later laat ons mekaar kan groet, want as ons 'n klas begin, ek sê vir julle Erev tov, dan moet julle vir my kan sê Erev tov, of ek sê Shalom, dan moet julle vir my kan sê Shalom, nee, dat julle kan weet waaroor wat beteken dit. En dis hoe Jode tot vandag toe mekaar sal groet en met mekaar sal praat, nee? Alright. So kom ons gaan bietjie aan. Ons tyd loop aan. So ek wil nou laat ons begin met die eerste les. Alright, so nou vanaand is maar net baie inleidend. Ek gaan vir julle later 'n bietjie huiswerk gee, ek sal na vanaand se sessie of môre sal ek vir julle deurstuur. Goed dat julle so lank moet inoefen so lank vir volgende keer. Alright, so kom ons praat 'n bietjie oor Hebreëus. Bybelse Hebreëus. Alright. So waarom noem ons dit Bybelse Hebreëus?
Daar's nie net een tipe Hebreëus nie. So, ons moet verstaan daar's verskillende Hebreëus. There are different types of Hebrew. So the Hebrew that which in the Bible is written is okay, and that's a loaded thing that I'm saying now because there's more than one Hebrew Bible, but there's 'n ou Hebreëus. Okay, Bybelse Hebreëus. Die moderne vandag in Israel praat hulle Hebreëus, maar dis 'n moderne Hebreëus. Alright, so hulle praat en skryf in Hebreëus, maar dis nie dieselfde nie, heeltemal. Alright, so ons moet net verstaan, daar's baie is dieselfde, maar dis nie heeltemal dieselfde nie. So Bybelse Hebreëus is 'n baie spesifieke tipe Hebreëus en dis die Hebreëus wat ons nou gaan leer en oor praat die volgende paar weke. So neem in kennis daarvan. So as julle vandag kyk dalk 'n fliek of julle sien iets oor die nuus van Israel, sal julle sien ook die Hebreëus daarso gaan bietjie anders te lyk as die wat julle later hier gaan leer. Want ons gaan konsonante en vokale by leer. Die regte Jode of mense in Israel, kom ons sê eerder so, hulle het net konsonante, only consonants. Hulle weet wat se vokale moet waar wees. Alright, want hulle ken hulle taal so goed, né? So maar Bybelse Hebreëus het vokale by om die uitspraak te preserveer, to preserve the pronunciation en daar kom ander redes ook daarvoor, maar dis min of meer dit. Alright, so wat is Bybelse Hebreëus? Alright, so Bybelse Hebreëus is 'n antieke taal en is deel van die Semitiese taal. So Semitiese taal is 'n term wat ons het en meer spesifiek verskillende tipes Semitiese tale is deel van die westerlike of noordwestelike Northwestern Semitic languages. Alright. So dis 'n spesifieke vertakking van tale. En dis deel van 'n familie waar mens Aramees kry. Alright, Aramees, dis die taal wat Jesus gepraat het byvoorbeeld. Ons kry van dit nog in die Nuwe Testament ook, né? So Jesus aan die kruis byvoorbeeld het hy gesê het hy geskree lama Eli Eli lama sabachthani. My God, waarom het U my verlaat? Daai is spesifiek Aramees. Alright. Dis baie dieselfde as Hebreëus, maar ook nie heeltemal dieselfde nie. Okay, so dis 'n ander gesprek daai. Ugarities, baie interessante taal, dis 'n uitgesterwe taal. Bedoelende jy kry dit nie eintlik meer nie. Kyk, so Aramees kry nog in sekere forme. Dit word nog gepraat, maar Ugarities word nie meer gepraat nie. Maar ons het baie tekste daarvan. Dit is baie interessant ook om die Bybel te bestudeer vanuit die oogpunt van Ugarities uit. En dan Arabies, né, die moslimse taal, dis nie 100% dieselfde nie, maar dis verwant aan dieselfde familie. Alright, so daar is sekere ooreenkomste, né? So die woordjie Shalom wat ons in Hebreëus het, wat ons nou geoefen het, in Arabies sal dit Salam wees. Alright. En daar's ook 'n lang rede daarvoor, maar so jy sien dis nie heeltemal dieselfde nie, maar daar is ook ooreenkomste tussen die twee tale. Alright. Anyway, ek wil nie te veel daaroor ingaan nie. Alright, so Bybelse Hebreëus, Biblical Hebrew is vanaf 1200 voor Christus, min of meer tot 200 na Christus. Mense kan nou daaroor redekabel, kan 'n bietjie paar jaar na of voor dit wees, maar dis min of meer die tydperk waarin Bybelse Hebreëus gebruik was, geskryf was, en wat ons nou vandag gebruik, né? Die teks wat ons het wel is bietjie ouer of nie jonger, want die vokale en so aan is bygesit later. Okay, maar ek gaan nie te veel aangaan nie, want dit is bietjie meer gevorder. Ons gaan ook later praat oor dit. Hierdie is net 'n basiese beginsel wat jy het. Alright. Waarom is dit belangrik? So obviously die Ou Testament is hoofsaaklik in Hebreëus geskryf, Bybelse Hebreëus. Daar is stukke Aramees ook wel in die boek Esdra, die boek Daniël, van die Psalms, in Jeremia, in Genesis is daar 'n paar verse, maar in Daniël en in Esdra is daar baie stukke, 'n paar hoofstukke wat suiwer in Aramees is. Alright, maar die res van die Ou Testament is in Hebreëus. En dan het jy hier en daar jy woordjies soos Ugaritiese woorde wat gebruik word, geleen word, as Akkadiese woorde, Sumerian woorde. Alright, so dis ander tale, ek wil ook nie te veel daaroor praat, dis ouer tale, maar dis woorde wat geleen is by daai tale wat gebruik is in die Bybelse Hebreëus. Alright, wat is die kenmerke van die taal? Regtig, wil ek sê, as julle my wil stop, as daar iets is wat julle wil vra of wil uitvra, asseblief vra, stop my maar. Ek gaan nie alles diep in uitbrei nou nie, want dis nie die doel van die klas nie, maar as jy vra het, dan asseblief my vra, dan kan ons daaroor praat later. Alright, obviously die alfabet is baie belangrik. So daar's 23 konsonante in Bybelse Hebreëus. Alright, so dis minder as wat ons het in ons alfabet.
Maar ons sal sien nou, ons gaan nou net so vinnig raak aan die konsonante. Alright, die vokale is eers later bygesit. En dis streepietjies en goetertjies bo en onder die konsonante, maar moenie te veel nou daaroor worry nie, maar weet nie dit kom nog by. En dan ook later kom al leestekens ook by. So wat vir jou sê hoe jy moet sekere woorde lees, wanneer jy moet stop, wanneer jy moet begin, wanneer jy moet asemhaal, soos wat ons ook maar leestekens het, nê, soos uitroeptekens en vraagtekens en kommas en dubbelpunte en sulke goed. Dit kry jy ook in maar net anderste. Dit lyk nie presies so nie, is anderste, maar jy kry dit ook dan nou in Bybels Hebreëus in die teks wat ons gaan gebruik. Alright. Die skrif is van regs na links, as jy dit nog nie nou weet nie, so bedoelende ons in Afrikaans of Engels, ons is van links na regs, né? So Bybelse Hebreëus gebruik 'n alfabet, né? Maar in Hebreëus is dit van regs na links. Alright, so in die begin is dit nogals 'n ding om aan gewoon te raak, maar later snap mens dit en dan is dit nie so moeilik nie, maar dis lyk heel anders dan ons aangewoond is. Alright, grammatika. Okay, so ek gaan nie te veel julle wil bang maak hiervan, as julle nog nie daarvan weet nie, maar okay, so 'n naamwoord of 'n noun, nee, die Engels is dan nou 'n noun, en ook werkwoorde. So in Afrikaans het ons die woordjie, kom ek gebruik die sin sommer hierso, die man skop die bal. Alright. So in Afrikaans, wat is die man? So wat doen die man in die sin? As ons gou dink taalkundig oor dit. Enigiemand help? So wat het mens gewoonlik in 'n sin? What do we have usually in a sentence? A normal sentence. Basic sentence. Karel of Aiden, julle might. A subject. Subject. All right. That's a subject. Subject. All right. So Aiden, what is a subject? What they are doing that. The subject of the sentence, the main, All right. And then we have a verb. the thing that performs the action. Performing the action. All right. So we have a subject, verb, and then object. Alright, so dis hoe 'n gewone sinnetjie, eenvoudige sinnetjie in Hebreëus, in enige taal is, nie? Jy het iemand wat iets doen, dan het jy die woord wat beskryf wat word gedoen, en dan het jy die woord wat sê in wie word dit gedoen. Alright, dit is 'n aktiewe gewone sin. Alright, so the man kicks the ball, of die man skop die bal. So dis 'n gewone sin dan nou in Afrikaans en Engels sal ek nou baie die basis selfde wees. Alright, in Afrikaans en Engels die woordjie man. Alright, ons weet is manlik want dit is 'n man, maar die woordjie self, niks sê vir ons fisies aan die woordjie as jy dink aan die letters, is M, 'n A en 'n N. Niks van dit sê vir ons letterlik dat dit 'n manlike woord is, nê? Want man en vrou, weet dit kan enigiets wees, nê? Ons weet van wat ons geleer word dat man is 'n manlik, vrou is vroulik. Alright. In Afrikaans en Engels is ons nou gewoond daaraan. Maar ander tale of nie ander tale, sommige ander tale, soos Hebreëus, maar Frans, Spaans, Italiaans en klomp ander tale en dan Hebreëus ook. 'n Woordjie is ook manlik en vroulik in terme van hoe hy fisies lyk. So the physical form of the word also tells you something about the gender. So daar's gender is dan nog geslag en dan is daar getal en definiteness. Alright, en daar's nog ander goed ook in terme van 'n noun. Alright, so gender, number en definiteness. Alright. So dis van die hoofgoeters wat daar is. Alright. So in Hebreëus 'n woordjie, ons weet dalk, jy weet dalk die woordjie vir man is isha, ish. So die woordjie, so die woordjie vir man in Hebreëus is ish. Maar die woordjie vir vrou is isha. Alright. So die woordjies lyk baie dieselfde, maar hierdie ha of hy, ons sal later daaroor praat oor wat dit daai is. Daai dingetjie sê vir my die woordjie, daai fisiese konsonant maak die woord ook vroulik. Alright. So in die Hebreëus is dit bietjie moeiliker en ons is nie gewoond daaraan nie, maar ons gaan dit leer. Dieselfde met werkwoorde. Werkwoorde het net bietjie nog meer goeders by. So in Afrikaans kan ons net sê die woordjie skop, 'n skop. As dit ons het goed soos tyd, nê? So ons het verlede tyd, huidige tyd en toekomstige tyd, nê? Daar in Engels is daar 9 tenses. Wat bietjie meer kompleks. Ek's nou nie so kenner op Engels nie, but is usually the man kick
kicks the ball, or kicked met 'n ED aan die einde, or will kick. Of jy kan also, jy weet ook kicking, nee, so daar's verskillende tenses. So in Hebreëus is daar tense, maar daar's ook, dis meer moeiliker as dit, daar's aspect ook. Alright, so ek gaan later daaroor uitbrei, maar so, wat ek maar net wil sê is die woordjie kan baie kompleks begin raak. So jy het een werkwoord, maar hy kry goeie voor en agter in die middel van hom ekstra konsonante en vokale by, wat vir jou sê, alright, wie doen die aksie, is dit manlik of vroulik, wanneer is dit gedoen, is dit klaar gedoen, moet dit nog gebeur, daar's klomp sulke goed wat bykom, maar onthou, ons gaan net baie basies eers vir die begin hou, so moenie stres oor al die goeters nie. Alright, dan syntax, of syntax, so dit gaan oor die volgorde van die sin, ons het nou nog gekyk, nee, so in Afrikaans en Engels is daar gewoonlik the subject, verb, object. Alright, so wie doen dit? Wat word gedoen en aan wie word gedoen? In Hebreëus is dit gewoonlik verb, subject, object. Alright, jy kry ander voorbeeld, jy kry ander sinne wat anders is, maar gewoonlik kry jy eers die werkwoord. So, kom ons dink aan ons sin, die man skop die bal. So in Hebreëus sal daar staan skop, maar dan gaan jy sien van die werkwoord skop is 'n man wat dit moet doen, dis 'n manlike woord, dis enkelvoud, 3 manlik, enkelvoud, alright, wat ook al. Dan kry jy die woord man en dan kry jy die woord bal. So die volgorde van die sin se goeters is bietjie anders as wat ons aan gewoond is. Maar weer eens dis bietjie meer gevorderd, maar hou net dit in gedagte. Alright, vocabulary is baie belangrik. Gewoonlik bestaan woorde net uit 3 konsonante uit. So elke woord kan gekondenseer word na sy vorm toe, sy wortel toe. En sy wortel bestaan dan uit 3 konsonante toe. Ons noem dit R1, R2 en R3. Onthou nou, daar kan goed bygesit word, maar op die ou ende is daar gewoonlik net 3. Jy kry ander werkwoorde wat 2 is of 4 is, maar by verre die meerderheid is daar net 3 konsonante, wat die wortel is van 'n woord. Alright. Is meer kan ek gou vra? Yes, iemand het een keer gesê dat Hebreëus is 'n taal wat noun-based is, waar Afrikaans, Engels en Grieks alles is verb-based. Met ander woorde, daai taal is die werkwoord die belangrikste, maar in Hebreëus is die noun die belangrikste. Is dit waar of is dit nie so nie? Nee, ek dink nie so nie, Karel. Ek weet nie. Ja, ek weet nie. Ja, ek weet nie. Ek dink alles daar, nee, ek dink alles is so kompleks dat nee, ek dink hulle alles het maar 'n groot rol te speel. Ek dink dit dalk elkeen het nog meer 'n rol as wat ons dalk nog gewoond is as in Afrikaans. Okay. Dink ek, ja, sal ek persoonlik sê. Maar dankie, is goeie vraag. Alright, ons tyd gaan amper uithardloop, want ek het net 45 minute Zoom license. Bedoelende, ons kan weer aangaan, maar ek dink ons moet mekaar se tyd respekteer. Die elke aand ons het net 45 minute per sessie. Ons tyd is amper op. Alright. Julle kan daai goed ek vir julle gestuur het net hier lees. Alright, so hier's 'n paar goed. Ek het klaar van die goed verduidelik. Hoe dit verskil van Engels of Afrikaans dan. So kyk daarna as jy enige vrae het. Ek wil gou vinnig gaan na die alfabet toe. Alright. Alright, so hier's die alfabet. En at first, this can be quite overwhelming if you're not used to this. If this is the first time that you're learning biblical Hebrew or Hebrew, but op die ouene moet jy dit maar net sit en leer. Alright, so dit is ongelukkig. Hierdie moet jy soos 'n papegaai, need to learn this like a parrot. Alright, so daar's 23 konsonante. Kom ek gaan gou vinnig deur hulle. Ons gaan volgende keer gaan hulle oefen die hele tyd en ek wil hê julle gaan dit oefen die hele tyd. Want jy moet op die ouene moet ons hierdie goed eers klaar kry, want hierdie is die fondasie. As ons hierdie goed nie onder die knie het nie, kan ons nie aangaan na woorde en werkwoorde en al die goeters nie. Ons moet hierdie goed eers begin leer, dan dat jy begin identifiseer. Alright. So jou brein gaan eers jou brein moet leer om hierdie nuwe goed te leer, want dit is anders as wat ons aangewoond is. Alright. So eerste het ons alef. Alright, so hoe die kolomme werk is hierso. Hier's die Hebreëse letter. Dis hoe hy lyk in Hebreëus. Dan fonetiese uitspraak is hoe mense dit uitspraak min of meer die klank wat jy maak met jou mond en keel en alles saam. Maar onthou dit is bietjie meer komplekser as wat ek dit hier basies neersit. Dit raak bietjie meer komplekser, maar hierdie is net goed genoeg vir nou. En aan die regterkant is die naam wat ons die konsonant se naam het. Alright. Ons het alef. So alef is 'n guttural sound. So hy is bietjie moeiliker. Hy maak nie soos 'n gewone klank net wat ons aan gewoond is nie. Baie keer hy moet saam met iets anders te wees om eintlik lekker sy klank te kan maak, maar dit is 'n klank wat jy amper met jou keel half maak. So dis een van die guttural konsonante. Ons moet jy gaan ook later die gutturals leer ken, maar daar's 4 guttural konsonante
en hulle is moeilike kalante, want hulle maak die goed moeilik in mekaar. Because they don't like all the vocals, they don't like all the vowels, so they mess everything up. Alright, so maar ons moet die gutturals baie ken, want hulle is baie volop. Alright, so is Aleph, maar ek wil sê, dink aan ons alfabet. So think about our alphabet. Many of the things are similar. If you think about the sequence of was it A, B, C, D, E, F, G, but it's not 100% the same. All right, but it's more or less there are similarities. All right, so please just think about that as well. All right, so ek gaan nou vinnig deurgaan dit. Ons het Alef, ons het Beit, so B, ons het Gimel. So hier is heeltemal so in ons alfabet gaan dit 'n C wees, maar 'n Gimel is more like a G type of sound. All right, a G, Gimel, like a GH type of sound. Gimel. Then we have Dalet, so a D. Then we have Hay. Hay is like a H or H. Dan is ons Waf. Okay, so Waf maak nou nie sin nie, want ons W is aan die einde, maar Waf is nou in Hebreëus hier in die begin rond. Dan het ons Zayin, again, Z is nie, maak nie lekker sin nie, maar Zayin is nommer 7. Dan het ons Get, so Hy en Get lyk baie dieselfde, maar dis nie heeltemal dieselfde nie, so kyk na die goeters daar. Hy het 'n gaatjie daar, Get is heeltemal vol. Alright, so Get is ook 'n tipe sound, not exactly like a Gimel, but it's almost the same in a sense. Alright, then het ons Tet. Alright, so there's 2 T sounds in Hebrew, biblical Hebrew. The first one is Tet. We'll get to the other one just now. Dan het ons Jot. Jot is soos 'n J of 'n Y. In Engels is dit 'n Y-klank, in Afrikaans 'n J-klank. Jot. Dan het ons Kaf. Alright, you will see that some of the consonants have 2 forms. So the only reason for that is the bottom one is the final Kaf. So that is when at the end of a word, if you have a Kaf at the end of a word, it will take this final form. But when it's in the beginning or in the middle of a word, it will take the normal initial form. Right. So Kaf, so K, L, M, N. Okay, so dis dieselfde sequence wat ons aan gewoond is. So Kaf, Lamet, Mem, so Mem het 2 vorms. Nun is 'n N. Alright. Ekskuus, ek gaan maar vinnig deur ons tyd hardloop in. Dan het ons 'n S, ons het 2 S, 3 S'e in eintlik 4 S'e in Hebreëus. Ons gaan nou by hulle almal uitkom, hulle is verskil van mekaar. Die eerste een is Samek. Alright. Dan het ons 'n Ayin. So dit lyk soos 'n Y, maar dit is nie Y nie, dit is ook 'n guttural. Hy lyk amper soos die Alef, maar hy spel hom anders uit. Alright. So die Alef is die dingetjie lyk so. Alright, maar met Ayin is hy andersom. Ayin is 'n guttural. Dan het ons Py, soos 'n P. Hy het ook 2 vorme. Dan is die tweede S is 'n Sadi, soos 'n TS type of sound. So daar's 2 vorme van hom ook, 'n final een ook. Dan het ons Kauf, so dis soos 'n Q. Dan het ons Resh, ons die R. Alright. Die Resh en 'n Dalet look similar. Where is Dalet? Hier is Dalet. So Dalet is the number 4. Resh lyk amper so, maar nie heeltemal nie. Maar mens kan dit baie keer verwar in die begin, maar as jy mooi kyk sal jy sien hy's verskillend. Dan het ons 2 hier wat dieselfde lyk, 2 konsonante. Alright. Ons het Sin en Shin. Alright, so die kolletjie, die verskil is die kolletjie. As die kolletjie aan die linkerkant is dit Sin, as aan die regterkant is dit Shin. Sin en Shin. Alright, so daar's ons, ek het nou al 4 S'e dan nou daar, en dan het ons Taf. So hier is die ander T. Ek het gesê ons daar's 2 T's, ons het Tet. So hier is Tet. Alright, ons eerste T-klank en dan het ons Taf, die tweede T-klank. Alright. So ek wil hê ons tyd is nou amper op. Ek wil hê vir volgende keer moet julle hierdie alfabet begin sit en leer. Dat jy hom kan begin opnoem en identifiseer. Alright. So as jy kan